Geagte vriende, het jy al ooit gewonder hoekom die Here Jesus op 'n stadium gesê het, dis nie goed om 'n ou kledingstuk reg te maak met 'n nuwe stuk lap nie, want dit gaan nie werk nie. Nou ons gaan vandag daardie stukkie lees en ons gaan dit lees in Lukas 5 vanaf vers 32 tot van vers 33 tot vers 39. So kom ons maak ons Bybels oop by Lukas 5 en ons lees daardie gedeeltetjie vanaf vers 33 tot 39. Die mense sê toe vir Jesus, die volgelinge van Johannes vas dikwels en onderhou gereelde gebedstye, en so ook die volgelinge van die Fariseërs, en u disippels eet en drink maar. Toe sê Jesus vir hulle, kan julle dan die bruilofsgaste laat vas terwyl die bruidegom by hulle is? Daar sal 'n tyd kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem sal word en dan in daardie dae sal hulle vas. Hy vertel hulle ook nog 'n gelykenis. Niemand skeer 'n stuk uit nuwe klere om daarmee ou klere te lap nie. As jy dit sou doen, sou die nuwe klere stikkend wees en buitendien sal die nuwe lap nie by die ou klere pas nie. En niemand gooi nuwe wyn in 'n ou velsak nie. As hy dit sou doen, sal die nuwe wyn die velsakke laat oopbars. Dan is die wyn vermors en die sakke daarmee heen. Nee, nuwe wyn moet in nuwe velsakke gegooi word. En niemand wat ou wyn gedrink het, wil nuwe wyn hê nie, want hy sê, die oue is goed. Nou vriende, Jesus is basies nou dis eintlik 'n inleiding tot sy bediening. So hy's nou daar dat hy gaan begin. Die volgende gedeeltetjie wat ons gaan doen gaan wees oor die saligsprekinge. So dit is die begin van Jesus se bediening. Maar ek wil net eers gou voor ons verder gaan net eers vir u vertel wat die mense in daardie tyd se idee was oor hoe 'n mens gered word. Hoe maak 'n mens jou verhouding met die Here reg? En dit was aktueel in daai tyd. Hoe leef mense in 'n gesonde verhouding met God? En oral, dit was met die Egiptenare so, dit was met die Romeine so, dit was met die Grieke so. Almal het gewonder, hoe leef ons in vrede en in harmonie met God? En elkeen het maar sy manier gehad en sy afgode gehad wat hy aanbid het. Maar dis basies 4 maniere hoe 'n mens jou verhouding met God kan harmoniseer en kan goed maak. Die een is deur offers te bring. En in die tyd van Israel was dit dan nou diereoffers, so dit was bloedoffers wat gebring is. En die Jode het nogal 'n goed ontwikkelde tempelkultus gehad waar jy diereoffers dan gebring het, bulle, ramme, allerlei tipe diere wat geslag is om dan boetedoening te doen vir jou sonde. Selfs vir die Here Jesus is daar boetedoening gedoen deur vir hom 2 duwe te laat slag. So, dis die eerste belangrike ding is dat ons verhouding kan regstel met bloedoffers, met diereoffers. Die tweede manier hoe op ons verhouding met God kan regstel is deur 'n vroom lewe te lei, deur 'n heilige lewe te lei. En onthou Johannes die Doper is die een wat daardie tipe van leefstyl verkondig het. Hy het gesê bekeer julle want die koninkryk van God het naby gekom. So leef 'n heilige lewe. Dan die derde ene is die lewe waar jy jouself goeders ontsê. Daar's baie mense wat hulle self verwyder uit die samelewing uit, omdat hulle nie wil deel wees aan die plesiere en die lekker dinge van die samelewing in die stede nie, en in afgeleë plekke gaan bly het, soos die Qumran gemeenskap het buite Israel of buite Jerusalem gaan bly in die woestyn. En so het ons vandag byvoorbeeld hier in Ierland ook maar kloosters wat op eilande gebou is, wat eintlik onbewoonbaar is, maar daarmee wou die monnike wegkom van die wêreld af, hulle self afsluit van al die lekker goeders van die wêreld, en natuurlik is vas ook hier ingesluit. Die Jode het nie nodig gehad om 1 keer 'n jaar te vas, maar die Fariseërs en lyk my ook Johannes se disippels het besluit hulle wil dit meer kere doen, 2 keer 'n week, lyk dit vir ons maandag en woensdae, kon hulle ook vas. So dit was 'n manier om weg te kom uit die wêreld uit. En dan die 4de moontlikheid is dat as jy as martelaar sterf. Nou dit was weer die Grieke wat hierdie idee gehad het.
So as jy as 'n martelaar sterf, dan is jou saak met God reg. En baie keer het helde wat as martelaar sterf dan ook gode geword uiteindelik. Ons dink byvoorbeeld aan Achilles. Achilles het in 'n oorlog gesterf in Persië en hy is tipe van vergoddelik as gevolg daarvan. En ons weet dat selfs Alexander die Grote het hulde gebring aan die graf van Achilles. So die Grieke was bekend met iemand wat as 'n martelaar sterf dan ter wille van die volk. Wat hier besig is om te gebeur waar Jesus nou saam met Levi en sy vriende partytjie hou of banket hou, is die hele gedagte van vas, met ander woorde om jou te onttrek van die wêreld en sy genietinge en dan daarmee 'n goeie verhouding met God te bou. En dit was baie snaaks vir die mense dat iemand soos Jesus wat so toegewyd is, wat soveel wonders doen, wat so goed preek en praat oor die koninkryk van God, dat hy nie vas nie. Want hulle sou eintlik verwag het dat hy die een is wat so vas sou voorstaan, want dit is 'n manier dan om in 'n goeie verhouding met God te staan. Maar wat hulle nie geweet het nie, en dit is die nuwe ding, is dat Jesus eintlik die een is wat die verhouding kom herstel. Ons herstel ons verhouding met God deur Jesus, want hy het al hierdie goeders wat eintlik nodig is om die verhouding met God te herstel, het hy gedoen. Jesus was die volmaakte offer, hy was die volmaakte soenoffer. Hy het sonder sonde geleef, hy het nie sonde gehad nie. Hy was uiteindelik ook 'n martelaar wat gesterf het vir die hele volk. En hy het alles opgegee. Jesus het niks besit nie. Hy het gesê die jakkalse het gehad om in te bly, maar die seun van die mens het nie eers 'n klip om sy hoof op te ris. So Jesus was eintlik dakloos in 'n sin, hy het niks gehad nie. So hy het hom in seker en alreeds onttrek van al die plesiere van die wêreld. Dit het hy alles vir ons gedoen. Dis die een kant van die saak. Die ander kant van die saak is dat alles word nuut nou. Nou dat Jesus gekom het, ons verhouding met God herstel het, nou vas ons op 'n ander manier. Ons doen ons opofferings op 'n ander manier. Ons leef heilig op 'n ander manier. Ons is martelare op 'n ander manier. Nou doen ons dit nie meer om God se goedheid te verwerf nie. Nou doen ons dit omdat ons reeds God se goedheid ervaar het. Ons doen dit nie nou meer om 'n sekere status voor God te bereik nie. Ons het reeds die status. Ons doen dit as gevolg van die status wat ons het. En dit is absoluut nuut. Dit was vir die Jode en vir die Grieke en vir almal in daardie wêreld ondenkbaar dat 'n arme man uit Galilea kon sterf vir die hele wêreld se sondes. Dit het nie by hulle sin gemaak. Jy kon dink nog dat miskien met Achilles wat nou 'n Griekse hero was en 'n vegter was en wat gesterf het nou in dit kan miskien nog werk net vir die Grieke, maar 'n arme man uit Galilea sterf om die hele wêreld se sondes te dra. Dit was 'n moeilike ene. Daarom is wat Jesus doen so nuut en so revolusionêr, want vriende, jy hoef niks te doen om jou redding te verwerf nie. Jy kan niks doen nie. Met ander woorde, maak nie saak hoe hoog jou IQ is nie. Maak nie saak hoeveel vaardighede jy het nie. Maak nie saak wat se tipe persoonlikheid en samestelling jy het nie. Dis nie 'n vaardigheid wat jou in die koninkryk van God inbring nie. Dis nie 'n vaardigheid of die manier of die vermoë om van goed af te sien, om soos 'n askeet te lewe wat jou verhouding met God regmaak. Dis Jesus, want hy het alles gedoen. En nou skielik is daar 'n nuwe lewe wat daaruit voortvloei. Dis revolusionêr, totaal anders. En soos die tyd aanloop, gaan Jesus hierdie nuwe manier van leef bespreek. En baie mense gaan daarteen in opstand kom. Hulle gaan dit verafskie. Hulle gaan dit net nie aanvaar nie. Hulle gaan net voel dat dit is verregaande wat Jesus gaan vra, want dis die nuwe lewe. Dis totaal anders en dis revolusionêr. En dis hoekom Jesus sê,
hierdie nuwe wêreld, nuwe lewe wat hy bring, hierdie nuwe hoop van die ewige lewe en die nuwe hemel en die nuwe aarde wat reeds hier begin daar in die banket saam met die sondaars en die belastinggaarders. Daardie nuwe lewe is so anders. Dit kan nie meer vergelyk word met Judaïsme nie. Dit kan nie meer versoen word met Judaïsme nie. Want dit is radikaal nuut en anders. En daarom, om nou 'n stukkie van die nuwe lewe te probeer wegvat, om die ou lewe te probeer regmaak, is totaal ongehoord. Dit kan nie gebeur nie. So wat Jesus eintlik sê is, die Christen en Jode het mekaar niks meer in gemeen nie. Op hierdie oomblik kom die skeiding. Jesus het die Ou Testament kom vervul, niks meer met mekaar te doen nie. Christen het ook niks in gemeen met mense wat amper tipe van besig is met afgoderry of die Christelike geloof so verdraai en dat jy hom nie eens meer herken nie. Dink maar aan die Jehovah's getuies. Die ergste is ook, dink maar ook aan die Rooms-Katholieke Kerk wat in die mis die werk van Jesus eintlik verdraai, dat Jesus se werk kan eintlik nie tot sy volheid kom as dit nie in die mis gebeur nie. So die mis word 'n plek waar Jesus weer en weer geoffer word, 'n bloedlose offer, en dis die priester wat as dit ware die mense die offer opdra aan God. So die priester kom ook nou tussenin. Dit is 'n verwatering van wat Jesus doen. En dan die plek van Maria in die Rooms-Katholieke Kerk, vriende. Dit is totaal ook verregaande dat Maria kan nie God wees nie. Sy kan nie vir ons instaan nie. Dit water weer die werk van Jesus Christus af wanneer jy dit doen. Jesus het alles gedoen, hy het alles verwerf. Daar's nie 'n priester of 'n mis nodig nie. Dis net uit genade alleen en geloof alleen. Ons al hierdie goeders ontvang, en dis die revolusionêre, die nuwe, die mooie. En dis wat Jesus sê. Die bruidegom het aangekom, en dis 'n moeilike beeld. Die beeld van die bruidegom en die bruid word nie in die Ou Testament gebruik nie, maar in die Nuwe Testament word dit gebruik, en dis 'n beeld wat ek moeilik vind, want ek kan myself nie as 'n bruid sien nie, maar dit maak nie saak, dit gaan nie daaroor nie. Wat Jesus dan daardeur wil sê is, die hoof van die koninkryk van God het opgedaag. Die hoof van die koninkryk van God se huishouding is hier. Dis nie nou tyd om hartseer te wees nie. Dis nie nou tyd om te vas nie. Terwyl die hoof van die koninkryk van God hier is, dan is daar feesvieringe, dan is daar dankbaarheid, dan is daar uitbundigheid oor die bruidegom, die hoof van die koninkryk van God, die hoof van die nuwe huisgesin wat Jesus kom stig. Dis die nuwe lewe. Dis opwindend, dis anders, en dit is glad nie soos die ou Joodse geloof meer nie. Dan sê Jesus, hy sluit af met 'n interessante ding. Hy sê, mense wat ou wyn geproe het, sê, wag, die ou wyn is alright. Ons bly maar by die ou wyn. Ons hou nie van verandering nie. Die mens is so moeilik om te verander. Dit is die swaarste ding vir 'n mens om te verander. Sielkundiges sê, dis 'n lang proses. Mense oordink eers die goeters, dan doen hulle navorsing, dan neem hulle die eerste stappie nou om die verandering te kry, en dan het hulle die verandering, en dan is dit ook maar die skok van die verandering wat hulle het. En so dis 'n lang proses om mense te verander. Mense wil nie verander nie. En dit maak dit so moeilik vir die kerk om mense se lewens te verander. So Jesus sê al klaar, hier's 'n nuwe opwindende lewe, maar dit gaan swaar wees. Dit gaan moeilik wees. Baie mense gaan nie eintlik kans sien daarvoor nie. Hulle gaan nie hulle hand in die ploeg slaan en vorentoe kyk nie. Hulle gaan nog maar steeds agtertoe kyk. So Jesus is hier besig om vir ons te vertel van die nuwe opwindende lewe wat hy gebring het, die lewe van vryheid vir ons as kinders van die Here. En dis 'n vars boodskap nog steeds in 2021. Jesus het ons kom instaan vir ons. In die Engels het 'n mooi woord. Jesus het vir ons kom cover. As ons die dag voor God staan, die finale regter,
dan is daar niks teen ons nie, daar kan niks teen ons gehou word nie, want Jesus het vir ons gecover. En alles wat ons nou doen, as ons vas, as ons ly, as ons vir Jesus Christus opstaan en vervolg word, dan is dit as gevolg van ons nuwe status. Dit is nie om die nuwe status te kry nie, want ons kry dit net uit genade uit en uit geloof alleen. Wat 'n wonderlike wete. En nou kan ons voortgaan en kyk hoe Jesus hierdie nuwe lewe dan aan die mense bekend maak en hoe meer mense nou naderhand vir hom volg en deel word van hierdie nuwe lewe. En vandag is daar biljoene wat aan die nuwe lewe behoort. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om te hoor hoe dat U die nuwe lewe vir ons gebring het, die lewe van vryheid, die lewe van harmonie met God. Wat 'n wonderlike wete, Here. En nou is daar 'n nuwe lewe wat ons ook moet uitleef. En ons gaan leer hoe leef ons nou met hierdie nuwe status wat ons het. Here, help ons om te leef soos U kinders, soos mense van die koninkryk, mense wat gered is, mense wat die ewige lewe alreeds ontvang het. Help ons om in hierdie wêreld dan die regte kompas te hê, om die regte pad te loop. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.